Stel jou 'n tyd voor so in die 15de eeu. Die wêreldkaart soos ons dit ken, het glad nie so gelyk nie. Groot dele was net, wel, wit spasies, soms met 'n nota wat sê hier is drake. Maar dit alles was op die punt om te verander. 'n Nuwe era van dapperheid, ja, maar ook van gierigheid en ontdekking was besig om aan te breek. 'n Tyd wat die koer van geskiedenis vir altyd, maar vir altyd sou verander. En die snaakse ding is, alles het begin met 'n baie eenvoudige, maar tog kragtige vraag. Dink 'n bietjie daarna. Hoekom sou mense bereid wees om die gevaarlikste oseane in die wêreld aan te durf, net vir iets wat ons vandag sommer so oor ons kos gooi? Die antwoord op daardie vraag. Dis die sleutel tot hierdie hele era. Goed, so hier is ons plan vir vandag. Ons gaan eers kyk na daai groot vraag. Waarom speserye? Dan volg ons die ongelooflike reis om Afrika se punt. Ons gaan kyk na 'n tragiese eerste ontmoeting, die harde lewe op see beleef en dan sluit ons af met die 5 hoofpunte wat jy absoluut moet onthou vir jou eksamen. Klink goed? Kom ons spring weg. Reg. Eerste deel, die soeke na speserye. So, wat presies het hierdie seevaarders gemotiveer om alles net so te los en die onbekende in te vaar? Dit was nie net een ding nie, hoor. Dit was 'n kragtige kombinasie van goud, God en glorie. Maar die heel belangrikste dryfveer was die geurende, kosbare speserye. Goed, so kom ons breek dit 'n bietjie af. Daar was eintlik 6 groot redes. Ja, natuurlik was dinge soos goud en die verspreiding van al geloof, dit was belangrik, maar die regte engine wat hierdie hele era aangevuur het, dis die soeke na 'n direkte seeroete na Asië. En hoekom? Die antwoord is eenvoudig: spyserye. Dink net daaraan. In 'n tyd voor yskaste was spyserye soos peper, naaltjies nie net om jou kos lekker te laat smaak nie. Nee, dit was die enigste manier om vleis te bewaar. So as jy die spyserhandel kon beheer, wel, dan was jy so te sê die rykste persoon op die hele planeet. So dit bring ons by ons tweede deel, om die punt van Afrika. In hierdie wedloop na die ooste was daar een land wat almal anders voorgespring het, Portugal. En 2 mans sou legendes word in hierdie soektog, Bartolomeus Dias en Vasco da Gama. Onthou daardie name, dis belangrik. Kyk 'n bietjie na hierdie kaart. Dit wys jou presies hoe massief hierdie uitdaging was. Sien jy daarbo in die noordweste? Dis Portugal. En die prys, Indië heeltemal aan die ander kant. En tussenin, wel die hele onbekende en gevaarlike kuslyn van Afrika. Daar was net een roete, suid, al langs die kus af en dan hopelik om na die onbekende suidpunt. Nou luister mooi, hierdie 2 datums is absoluut krities vir jou toets. Eerstens, 1488. Dis toe Bartolomeus Dias doen wat almal gedink het onmoontlik is. Hy bereik die suidpunt van Afrika. Maar sy bemanning is moeg en siek en hulle dwing hom om terug te draai, so die missie is onvoltooid. Spoel nou vorentoe 10 jaar later, na 1498, Vasco da Gama voltooi die legkaart. Hy seil nie net om die punt nie, hy gaan die hele pad. Hy bereik Indië en hy maak daai skatkus van die ooste oop. Dit het 'n volle dekade gevat om daardie laaste deurslaggewende tree te gee. So hier is die groot verskil wat jy moet verstaan. Dias se doel was basies om te bewys dat 'n mens om Afrika kan seil. Hy was die een wat die deur oopgesluit het. Maar dit was da Gama wat deur daardie selfde deur gestap het, die hele pad na India en teruggekom het met die groot prys. Skepe wat kreun onder die gewig van speserye. Maar hierdie reise, dis nie net kaarte en datums en feite nie. Dis ook die verhaal van mense. Mense wat mekaar vir die heel eerste keer ontmoet het. En daardie eerste ontmoeting, daar in Mosselbaai in 1488, was absoluut tragies. Probeer jouself vir 'n oomblik indink. Jy sal vir maande op 'n klein houtskip. Jy is moeg, jy is siek, jy is heeltemal desperaat. Jou oorlewing en die van almal om jou hang van een enkele ding af: vars water. Dis presies die situasie waarin Dias en sy manne was toe hulle uiteindelik by Mosselbaai anker gegooi het. En dis presies hier waar 2 heeltemal verskillende wêrelde gebots het. Sien, vir die Europese matrose was water, wel, dis net water, dis 'n vrye hulpbron, jy vat dit net. Maar vir die plaaslike Khoikhoi, die mense wat al vir geslagte lank hier gewoon en geboer het, was water iets heeltemal anders. Dit was kosbaar, dit was 'n bewaakte hulpbron, jy moes toestemming vra en hierdie massiewe kulturele misverstand, dit het die vonk geword wat 'n tragedie sou laat ontvlam. Toe die matrose eenvoudig die water begin vat, het die Khoikhoi gereageer. Hulle het klippe begin gooi in 'n poging om hul kosbare hulpbron te beskerm. Vir die Portugese, wat nie die konteks verstaan het nie, was dit 'n aanval. En in die paniek wat gevolg het Dias 'n kruisboog opgetel en 'n veewagter doodgeskiet.
Daardie enkele tragiese oomblik het 'n donker skaduwee gegooi oor die eeue van interaksie wat nog so volg. So, dit bring ons by die 4de deel, die harde lewe op see. Terwyl kapteins soos Diaz en da Gama die geskiedenisboeke gehaal het, was die lewe vir die gewone matrose, wel, dit was 'n absolute nagmerrie. Veral op die skepe van die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanie, daai magtige Nederlandse handelsmaatskappy wat hierdie roetes later heeltemal sou oorheers. Jy sien, een van die grootste moordenaars op see was nie storms of seerowers nie. Nee, dit was 'n siekte met die naam skeerbuik. En dis veroorsaak deur iets so eenvoudig soos 'n gebrek aan Vitamiene C. Op da Gama se terugreis van India af, het so baie van sy bemanning hierans gesterf, dat hy later nie meer genoeg manne gehad het om al sy skepe te beman nie. En skeerbuik was maar net een van die gevare. Die skepe het gestink. Dit was propvol rotte wat dodelike siektes soos pes versprei het. Etes was 'n straf. Klipharde beskuit wat jou tande kon breek en vleis so sout dat dit jou tong gebrand het. En boop dit alles het jy elke dag geleef met die vrees vir 'n monsterstorm wat jou skip in stukke kon skeer. 'n Seerowerskip oor die horison of selfs die desperate man langs jou wat 'n muitery begin. Goed, ons is by die laaste deel. Kernpunte vir die eksamen. Ons het nou deur baie gegaan. So kom ons vat alles saam en die 5 groot prente wat jy regtig moet ken voor jy die toets gaan skryf. Reg, hier is hulle, die 5 hoofpunte. Nommer 1. Die Renaissance. Onthou, dis 'n tyd van nuwe uitvindings soos beter skepe en navigasie-instrumente wat hierdie reise eers moontlik gemaak het. Nommer 2. Die goue era van Islam. Arabiese kennis in wiskunde en sterrekunde het hierdie fundament gelê vir die Europese seevaarders. 3. Die hoofrede vir alles. Onthou jy, spyserye. Meer werd as goud. 4. Die 2 hoofkarakters van ons verhaal. Diaz wat die deur oopgeslyp het en da Gama wat daardeur gestap het. En 5. Die tragiese ontmoeting by Mossel Bay, 'n hartseer voorbeeld van 'n kulturele botsing. En dit los ons met 'n laaste groot vraag om 'n bietjie oor na te dink. Dit het alles begin met 'n soeke na peper en kaneel, maar daardie een soektog het gebeure aan die gang gesit wat nie net die wêreldkaart sou herteken nie, dit sou ook die toekoms van 'n hele subkontinent onherroepelik vorm. Hoe presies het daardie soektog na speserie die Suid-Afrika wat ons vandag ken, help skep?